Gisterand het ek nou met so groot, lekker stuk opgewondenheid gaan slaap. Want ek het geweet, vanoggend gaan ek opstaan, baie vroeg, en toe het ek daar die lang kieries van my gevat, wat die klein bolletjie jaag, en ek het gaan golf speel. Net mooi 'n jaar nadat ek laas aan 'n stok gevat het. Maar voordat ek gegaan het, het ek vir myself nou eers mooi ingeroep vir 'n spanpraatjie, en ek het vir myself gesê, luister hierso, daar is nou nie 'n manier dat jy vandag kan verwag om jou beste golf te speel nie. So vergeet van die telling en gaan net om dit te geniet. Jy gaan swak houe speel, maar jy gaan goeie houe ook speel. So vergeet van die swakkes, geniet die goeies en geniet sommer net die buitelug en die wonder om saam met ander mense te wees en om die lewe te kan vier. En weet jy nou wat? Ek het mooi na myself geluister, want ek het dit gate uitgeniet. En by dit alles het ek nie te vrotsige tellings gespeel nie. En terwyl ek so op die golfbaan loop, toe kom hierdie gedagte mos nou in my kop op. Juis het ons mekaar vertel van hoe die herders weggegaan het, vol vreugde en blydskap. Baie uitdagende omstandighede. Die Romeinse regering, mense wat neergesien het op hulle, niks kon hulle stroop van die vreugde wat hulle by die krippie gekry het nie. Want jy sien, daardie vreugde was veilig weggebere in God se skatkamer, die hart. Dit was my weer eens so opvallend hierdie Kersfees. Op Kersdag en ou Kersaand het ons almal vir mekaar gesê, geseënde Kersfees. Maar wat beteken daardie geseënde Kersfees? As jy vir iemand sê, geseënde Kersfees, wat het jy eintlik vir hulle toegewens? Sommer kortweg pad langs gestel. Wat beteken geseënde Kersfees vir jou? Dit was nou die ding wat hierdie Kersfees by my vasgesteek het. En weet jy, ek het besef, ons sê so baie keer so maklik dinge, maar ons is nie so heeltemal seker hoekom en waarom ons hierdie dinge vir mense sê nie. En dan wanneer hulle daarop reageer, dan is ons eers dat die aksie, maar dis nie wat ek gesê het nie, dis nie wat ek bedoel het nie. Daarom vra ek vir jou, wat het jy bedoel met geseënde Kersfees? Ek het toe die ding vir myself so om uitgemaak. Wanneer ek vir mense gaan sê geseënde Kersfees, dan gaan ek in my hart eintlik vir hulle sê, mag Jesus wat vandag gebore is, ook in jou hart 'n krib kry, sodat jy deel kan kry aan dit wat die engele vir die herders kom sê het. Luister gou weer saam met my na wat die engel gesê het in Lukas 2 vanaf vers 10 uit die boodskap. Toe sê die engel vir hulle, moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap, wat vir die hele volk, vir die hele mensdom bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van Dawid, die verlosser gebore, Christus, die Here. Nou jy sien, ek en jy kan net mooi verstaan van blydskap, as ons verstaan van verlosser. Vir die herders en vir die res van die volk van God Israel, was die Messias die een wat die verlossing sou bring. Maar hulle het daardie verlossing so 'n eie kleur gegee. Hulle het gesê, hierdie verlossing moet wees verlossing van die Romeinse regering. So wanneer die Messias hulle verlos het van die Romeinse regering, dan sou hulle vreugde gehad het. Klink dit so iets wat bekend vir jou en vir my? Ons sê altyd, ek sal vreugde hê as ek bietjie meer salaris kry, as ek net 'n langer vakansie kan kry, as dit, as dat, dan sal ek gelukkig wees. Johannes 1 sê vir ons, die lewe het gekom. Hy is die lig, en hy het in hierdie duisternis ingekom, maar die duisternis het hom gehaat. Maar sy lig skyn, en weet jy wat er lig skyn? Dit is die vrug van die Gees wat deur hom geskyn het. En daarom sê hy in sy heel eerste openbare toespraak, julle is die lig vir die wêreld. Julle is die sout vir die wêreld. Daarom sê hy, julle sal geken word aan julle liefde vir mekaar. Ek en jy leef in 'n wêreld waar binne almal altyd moet wen. In plaas daarvan dat ons begin verstaan dat ons uitmis op die vreugde wat Jesus gebring het,
Daardie vreugde wat nie afhanklik is van buitedinge wat dit moet doen nie, of wat moet wegwees nie. Nee, 'n vreugde wat deur die Gees van God oopgebreek word, strome van lewende water, wat uit ons binneste sal uitvloei.